Hallo alweer, en soos het so ver gemaak het, is jy nou op episode 4, en ons het reeds deurgemaak. Episode 1 was The Telestai, dit is volbring. Episode 2 was Leef vanuit hierdie oorwinning. Episode 3 was Geen veroordeling nie, en nou is ons by episode 4, die laaste ene, Vernuwe jou gedagtes. En ons weet nou dat op die kruis het Jesus vir ons oorwin. Toe kry ons die oorwinning om te leef met boldness. En die derde ene is, jou verlede maak nie wie jy is nie. En nou gaan ons weet dat, vernuwe jou gedagtes. So baie Christene is gered, maar dink nog steeds soos 'n gevangenes. Die transformasie gebeur wanneer jou denke verander na die waarheid. So, jy kan nie lewe soos die ou mens wie jy was nie. Jy moet nou jou mind verander. En het jy al geweet iets is waar in die Bybel, maar jy voel dit nog nie in jou lewe nie. Jy het dit gelees, maar dit voel nog nie soos werklikheid nie. Jy weet God het jou vergewe, maar jy voel nog skuldig. Jy weet jy is vry, maar jy dink nog soos 'n gevangene. Want redding verander jou gees onmiddellik, maar jou gedagtes moet vernuut word elke dag. So die grootste geveg gebeur tussen ons twee ore, daar binne. Dit is waar jou grootste geveg gebeur. En ek wil vir ons lees hier uit Romeine 12 vers 2. En ek moet dit gekry, dit sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wow. Ek gaan hierdie goed nou weer uitdeel in punte. Kom ons kyk gou. Punt 1. Redding en vernuwing is nie dieselfde nie. Jy kan gered wees, maar jy moet elke dag jou gedagtes hernie. Your spirit is made new instantly. Dit het ons nou geleer. But your mind still carries old patterns. En dit is byvoorbeeld jou skaamte, your fear, your addiction thinking, your rejection and insecurities is goed wat ons moet verander. So jy word gered, maar nou moet jy begin werk. Jy kan gered wees en steeds verkeerd dink oor jouself. Ek weet, toe ek net gered is, Jesus het my gered. Maar ek het nog steeds gevoel ek is useless. En dit was iets wat ek moes aan werk. Okay? En wanneer ons dit besef, dan gaan ons na punt 2 toe. Die vyand veg met die leuns. Het dit ons ook al gelees. So, nie alles is demone nie. Partykeer is dit net leuns, agreements, wrong identity en toxic thinking. So, die enemy kom en hy attack jou identiteit, hy attack jou worth, hy attack jou purpose. En dit is alles leuns. You will know the truth and the truth will set you free. Nee, jy weet nou wat is jou identiteit in Christus. En al hierdie dinge wat ek nou gelys het, is nie jou identiteit nie, so dit is leuns van die duiwel. Dis nie 'n demonie, dis net leuns wat die duiwel jou voel. So, God het Israel vinnig uit Egipte uit gekry, né? Maar dit het lank gevat om Egipte uit hulle uit te kry. Kry julle wat ek sê? Daai hele journey van Moses het hulle uitgekry en toe hulle vinnig uit. Maar om die Egipte uit hulle uit te gekry het lank gevat. Baie Christene het uit sonde uitgekom. Ek is een van hulle. Maar die ou mentaliteit leef nog binne hulle. Okay, so die manier hoe ek gedink het, moes ek verander het. Dit is neuropaadjies wat ons moes verander het. So, punt 3. Waaraan dink jy die hele dag? Okay. So, wat se gedagtes domineer jou? Wat doen jy repeatedly sonder dat jy eers weet? En wat glo jy van jouself? Hierdie is die 3 vrae wat ek het. So, jou thoughts becomes your belief. And belief becomes your action. And action becomes your lifestyle. So wanneer jy daai 3 vrae verander jou belief, en jou belief verander jou action, en jou action verander jou leefstyl. Wanneer ek dit vul met die woord van God, met wat is my waarde in God, dan begin dit my geloof word.
En dan word dit oorgesit in aksie. Ek begin doen wat ek in glo. En as ek dit lank genoeg doen, begin dit 'n leefstyl word. Dis awesome. Punt 4, jy moet leer om leuns te vervang. Jy moet dit nie net, jy moet dit rebuke, soos ek weet hierdie is 'n leuen, I just rebuke. Maar jy moet hulle net rebuke nie, jy moet hulle replace. For example, ek is waardeloos. Dit is die grootste een wat by my was, ek is waardeloos. Die truth in dit is, ek is gemaak in God se beeld. Ek is nie waardeloos, ek is gemaak in God se beeld. Nee? Hier is nog 'n leuen. God is moeg vir my. Dis 'n leuen. Die waarheid is, daar is geen veroordeling in Christus nie. Nog 'n leuen. Ek sal nooit verander nie. Die waarheid is, hy wat die goeie werk begin, sal dit voltooi. Party mense se grootste gevangenis is in hulle eie omstandighede nie. Dit is nie hulle eie omstandighede nie. Dit is die stemme wat hulle elke dag in hulle eie kop hoor. Daai leuns wat ek nou net geluister het, daai stemmetjie is wat jou vasgevang hou, wat maak dat jy nie in hierdie boldness wat Jesus vir jou beplan het kan lewe nie. So ek wil hê, watter leuen in jou lewe jy nou al jare voor, en jy vat daai leuen en jy sê, ek glo dit nie meer nie, vandag verander ek dit, want dit is hoe jy jou gedagtes hernie. Saved people can still think like slaves, but we are not slaves anymore. Freedom begins where truth is believed, so ons moet weet wat is die waarheid wat Christus vir ons het. En ek wil net gou kyk, ek het 'n ander versie gehad, Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardig saak daarop mag wees, daarom moet julle gedagtes rig. Julle moet julle gedagtes op daai rig, nie op die leuns wat die Satan ons vertel nie. Truth must become louder than your past. Ek gooi nou baie goeters hierson, hè. So ek wil hê julle moet hierdie kursus wat ons nou gedoen het, vernuwe jou gedagtes is die belangrikste een eintlik op hierdie punt. Want jy kan jou eie enemy word. Want jy glo wat die Satan vir jou sê. Vernuwe jou gedagtes. Elke oggend as jy opstaan, in plaas wat sê, nog 'n dag, sê jy, Here, hoe gebruik U my nou? Want so laat jy klaar dat die Heilige Gees begin praat met jou, want jy maak jouself oop dat die Heilige Gees deur jou kan werk. Ek wil hê julle moet dit invat. Hierdie episodes was so awesome vir my ook weer om te besef dat we've got purpose. Ek is nie my verlede nie. I've got a purpose, and my purpose is to walk with the authority that Jesus Christ has given me. Ek gaan nou gebed doen, en wanneer jy klaar is met hierdie, besef dat jy is 'n oorwinnaar in Jesus Christus, en Jesus het jou gekies om dinge te doen. Here, ek bid vir hierdie mense wat deur hierdie goeters is, wat dalk vashou aan hulle verlede, Here. I pray that you renew hulle minds, dat wanneer hulle opstaan in die dag, hulle nuut sal wees. Here, ek bid dat U toxic patterns wat hulle mag hê, sal breek in die naam van Jesus. En ek bid dat hulle identiteit in U sal opstaan, Here. En dat hulle van nou af vrede sal ervaar in hulle lewe, Here. Maar dat die truth over lies sal groter wees. Here, dankie vir hierdie wat U vir ons gebring het, Here, dat die voltooide oorwinning in ons lewe nou sal uitbeeld en uitspraak, en dat deur die sal ander mense ons raak sien. Dat Jesus in ons is groter as die leuen van die Satan. Here, ek bid dat U saam met hierdie mense sal gaan, bless hulle in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om hierdie episode saam met julle te kon gedoen het, en mag dit in jou lewe begin waarheid word. Amen.